Na elke stuil opdraande is daar 'n afdraande. My dogter se vriendin, wat baie lief is vir fietsry, het eendag vir my vertel waarom sy so lief is vir die sport. Sy het gesê die lewe is baie soos 'n fietsryer op 'n lang pad. Die pad na jou bestemming is nooit net plat en reguit nie. So is dit ook met die pad van die geloof en die wandel in die waarheid. Daar is altyd struikelblokke, uitdagings en opdraandes wat oor jou pad kom. Vir 'n beginner is opdraandes gewoonlik iets wat hy graag wil vermy. Maar ongelukkig is dit deel van die reis en deel van die lewenspad van elke gelowige. Daar is baie klein opdraandes wat jy met moeite kan uitry. Soms afhangende van jou krag en voorbereiding kom jy redelik vinnig oor die bult. Maar selfs dan verg dit inspanning. En dan kom jy by daardie styl opdraandes waar jy voel jy het niks meer oor nie. Dit slaan die asem uit jou uit. Jou bene brand, jou krag raak min en dit voel asof jy eenvoudig nie verder kan gaan nie. Op daardie oomblik staan jy voor 'n belangrike besluit. Gaan ek aanhou of gaan ek tou opgooi? Vir baie mense is dit makliker om op te hou. Dit verg minder moeite en is baie geriefliker. Maar as jy omdraai of opgee, het jy dan werklik die wedloop voltooi? Het jy die medalje verower? Het jy die kroon ontvang wat wag vir die een wat volhard het? Nou diegene wat die pad van die waarheid suksesvol voltooi, is nie noodwendig die sterkste of die vinnigste nie, maar diegene wat aanhou wanneer die pad moeilik raak. Hulle hou aan trap wanneer hulle moeg is. Hulle hou aan glo wanneer hulle nie die uitkoms kan sien nie en hou aan vertrou wanneer die berg voor hulle groter lyk as hulle eie krag. Want elke opdraande wat jy oorwin, maak jou sterker vir die volgende ene. En wanneer jy uiteindelik die kruin bereik, besef jy dat die stryd die moeite werd was. Dan ontdek jy weer die waarheid wat elke fietsryer ken, dat dit na elke styl opdraande wag daar weer 'n afdraande. As jy besluit het om aan te gaan, wees verseker daarvan dat daar nog opdraandes op jou sal wag. Sommige sal selfs styler wees en moeiliker wees as die vorige een. Maar die vraag is, sien jy kans daarvoor? Waarop is jou aandag gefokus? Is jou doelwit werklik om die wedloop suksesvol te voltooi? Of is jou hart nie ten volle op hierdie pad ingestel nie? Nou baie mense luister na die stemme rondom hulle. Hulle hoor die pad is lank, die opdraande is styl. Daar is baie gevare op die pad. Suid-Afrika is vol misdaad en geweld. En ja, sommige van hierdie dinge mag waar wees. Maar die vraag bly, gaan jy toelaat dat ander mense jou aandag van die doelwit af wegneem? Gaan jy hulle toelaat om jou te oortuig om op te gee voordat jy eers probeer het? Dit is presies soos Joshua in die gelykenis van die saaiër verduidelik het. Die saad wat tussen die dorings geval het, het begin groei, maar die dorings het dit verstik totdat dit onvrugbaar geword het. Net so kan die bekommernisse, die vrese, negatiewe gedagtes en die menings van ander mense jou fokus wegtrek van die pad waarop Jahwe jou geplaas het. As jy voortdurend luister na alles wat verkeerd kan gaan, sal jy naderhand vergeet waarom jy die reis begin het. Die vyand hoef jou nie altyd van die pad af te stamp nie. Soms is dit genoeg om jou aandag af te lei. As hy jou kan kry om meer na die gevare as na Jahwe te kyk, meer na die opdraandes as na die eindbestemming en meer na jou eie swakhede as na Jahwe se krag, dan begin die dorings stadig die saad verstik. Daarom moet jy jou oë op die doelwit hou. Onthou waarom jy die pad begin stap het. Onthou wie jou geroep het. En wanneer jy die stemme van vrees en twyfel om jou begin raas, fokus weer op Jahwe, want hy is groter as enige berg, enige opdraande en enige uitdaging wat nog voorlê. Maar as jy doelgerig is, jou hand en jou kop in die wedren is, en die opdraandes te styl is, raak rustig, stop, vat 'n blaaskans, nader jou Skepper, begin bid. Begin bely dat hierdie berg hier voor jou te groot is. Bely dat jou menslike krag op is en spreek die woorde van Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Yeshua Messie wat my die krag gee. As jou geloof werklik sterk is, sal jy die krag kry om aan te gaan. Soms moet jy net eers stop en rus.
En dit is waarvoor die Sabbat daar is. Ons het so baie dinge en werk om te doen, maar ons vat nie 'n ruskans nie. Jy sal voel, al voel dit of jy nie krag het om aan te gaan nie. Vat hierdie rusbreek en daarna sal jy weer die krag hê om aan te gaan tot die volgende styl opdraande. En as hy weer te styl is, vat 'n breek, bid, moenie ophou nie, wees doelgerig, stoot die fiets as jy nie krag het nie, en sodoende stap die opdraande uit. Onthou gewoonlik, na opdraande kry weer 'n afdraande, en sodoende deur rus, gebed en doelgerig te wees, kom jy deur die versoeking. Die duiwel wyk dan van jou, en jy word bekroon met die prys dat jy die wedloop voltooi het. En so is die pad van die waarheid. Baie gelowiges weet, daar is baie opdraandes. Baie is al daardeur. Dit is nie maklik nie. Opdraandes op opdraandes, probleme op probleme. Raak rustig, stort jou hart voor Jahwe uit. Ween en erken jou menslike krag is op. En kyk na hierdie groot berg wat hier voor my is. Ek het my vertroue op U verloor, want ek besef nie, U is groter as hierdie berg nie. U het hierdie berg geformeer, en ek weet, as ek my oë op U sal vestig, erken dat ek swak is, sal U my krag in my swakheid bewys. En so sal ek die krag hê om die wedren te voltooi. Hoe meer opdraandes op jou lewenspad verskyn, en hoe meer beproewings die vyand teen jou bring, hoe maklik is dit om te dink dat dit nou te veel geword het. Maar, vat dit van 'n fietsryer af. Elke opdraande wat jy oorwin, bou krag, uithou vermoë en karakter, wat later eers onmoontlik gelyk het, word later net nog gebuld op die pad. Met elke uitdaging wat jy deur Jahwe se krag oorwin, word jy sterker en beter toegerus vir die volgende berg wat voor jou lê. Hou nie kortliks net my ervaring meedeel van my pad met my fiets. Hierdie Augustus maand sal dit presies 3 jaar wees wat ek 'n bergfiets ry. 'n Bergfiets is swaarder en 'n mens trap moeiliker met hom op opdraandes ensovoorts. Nie eers 3 maande wat ek my bergfiets gehad het nie, gee my dogter se vriendin my 'n nommer en 'n inskrywing vir die 94.7 Johannesburg 'n fietswedren wat so 1890 km lank is met so elevation van 1400 meter van opdraandes sal wees. Dit was slegs 3 dae voor die wedren. Daar was eenvoudig nie genoeg tyd vir my gewees om behoorlik te oefen nie. En ek het seker al omtrent 33 jaar laas met 'n fiets gery. En selfs die 3 maande wat ek wel op die fiets was nie eers naaste by genoeg voorbereiding vir 'n uitdaging nie. Maar ek het Filippense 4:13 bely en gesê, ek is tot alles in staat deur Yeshua Messiah wat my die krag gee. Met daardie geloof het ek besluit om dit toe eenvoudig aan te pak. Dit was beslis nie maklik gewees nie. By sommige van die opdraandes moes ek afklim en het die fiets gestoot. By ander het ek gestop om asem te skep en te rus, maar ek het een besluit geneem. Al moet ek stap, gaan ek hierdie wedren voltooi. My kop was reg ingestel op die doelwit, maar my liggaam het swaar gekry en die pyn het begin inskop. Tog het ek aangehou meter vir meter en kilometer vir kilometer, want ek was vasbeslote om nie op te gee nie. Die vyand probeer om jou te stop, maar ek was voorbereid. Ek het my koningsolie vir die pyne gebruik, gerus wanneer dit nodig was en die wedren kilometer vir kilometer aangepak. Omdat ek 2 meter lank is, het my rug en my skouerblaaie later so seer geraak dat dit gevoel het asof ek nie eers meer my hande op die stuur kon hou nie. By een van die afdraandes het ek gestop en olie aangesmeer, water gedrink en Filippense 4:13 oor en oor in my gedagtes bely. Daardie woorde het my deurgedra. Ek het weer op my fiets geklim en die laaste deel van die wedren het ek met nuwe moed aangepak. Tot my verbasing het ek self 'n fietsryers op padfietsse begin verbysteek en die wedren sterk voltooi. Aan die einde het ek my medalje ontvang. My tyd daardie jaar was 6 uur en 6 minute. 'n Jaar later was ek weer daar. Hierdie keer het ek meer doelgerig geoefen, veral op die opdraandes. Die verskil was merkwaardig. Waar ek die vorige jaar moes afklim en rus, het ek nou al die opdraandes uitgery, sonder om te stap. Met 'n bergfiets het ek die 94.7 wedren in 4 ure en 38 minute voltooi. Dit het my geleer dat elke opdraande wat jy oorwin, jou sterker maak vir die volgende een. Wat vandag onmoontlik lyk, kan môre die getuies wees van hoe Jahwe jou deurgedraai het.
Dis hoe meer opdraandes oor jou pad kom, of hoe meer versoeking en beproewings die vyand teen jou bring, al lyk dit vir jou asof daar geen uitkoms is nie, en al verstaan jy nie op hierdie oomblik die rede daarvoor nie, weet dit verseker, wanneer jy uiteindelik oor daardie opdraande kom, sal jy sterker wees as tevore. Maar jy moet doelgerig bly en nie jou oë van die einddoel afhaal nie. Deur te volhard, groei jy in krag, geloof en uithou vermoë, en die vyand sal uiteindelik van jou wyk. Moenie hom wys dat jou vrees jou beheer nie. Die oomblik wanneer hy sien jy fokus op jou swakheid eerder as op Jahwe se krag, sal hy aanhou om jou op daardie punt aan te val en jou gedagtes daarmee te bestook. Sy doel is om jou aandag van die eindstreep af weg te trek, jou moedeloos te maak en jou te laat tou opgooi. Daarom moet jy nie op jou swakhede fokus nie, maar op Jahwe se krag, want wanneer jou eie krag opraak, begin sy krag in jou swakheid werk. Hou jou oë op die doelwit, hou aan beweeg en moenie opgee nie, al is dit net tree vir tree. Die lewe is vol uitdagings en baie keer beperk ons onsself. As ons 50 jaar bereik, sê ons raak nou oud en amper aftree ouderdom. Twak man, hou op om jouself te beperk en sê jy is oud. Mos jy het berge uitgeklim op 80 en 120 jaar ouderdom. In 2009 het 'n gedagte by my opgekom om DVD's in posbusse te versprei en sodoende die woord van Jahwe na baie mense te bring. En dit is ook waar die naam Postbox Ministries sy oorsprong het. Onlangs terwyl ek fiets gery het, het daar weer 'n gedagte by my opgekom om met die fiets 'n Wes-Kaapse rigting te ry. Dit is 'n enorme gedagte en aanvanklik het ek gedink dit is bloot my eie idees en besluit, maar na gebed en werping van die lot het ek die antwoord gekry dat hierdie gedagte nie uit myself ontstaan het nie. Aanvanklik was ons twee mense wat hieroor gepraat het en daaraan gedink het. Dit het sommer dadelik na 'n goeie idee en 'n opwindende uitdaging gelyk. Maar soos die tyd aanstap, begin jy die saak van alle kante af oordink. Mense begin met jou te praat, hulle waarsku jou en baie probeer jou afraai. En dan die vraag kom, wat van die trokke en die voertuie op die pad? Een oomblik van onoplettendheid van 'n bestuurder kan noodlottige gevolge hê. Wat van misdaad, veral as daar vroue saamreis? Wat wag moontlik langs die pad of by oornagplekke? En wat van die liggaam self? Ek is 2 meter lank. Lang ure op 'n fiets laat my rug, skouers, knieë en ander spiere swaar kry. Sal my liggaam deur hierdie uitdaging hou? Wat van die winter? Die toer gaan in die hartjie van die winter plaasvind. Koue, reën en sterk wind is nie 'n fietsryer se vriend nie. Party dae gaan die wind jou vorentoe stoot, maar ander dae gaan dit voel asof jy teen 'n muur uittrap. Wat gebeur as 'n fiets breek tussen ergens en ergens? Wat as 'n band bars, 'n speek breek of 'n belangrike onderdeel ingee? Waar gaan ons slaap? Waar gaan ons eet? Gaan daar elke dag 'n geskikte plek wees om te oornag en te herstel? Die toer gaan lank wees. Wat van my werk, my besigheid en die verantwoordelikhede wat agterbly? Wat van die finansies? Verblyfkos, brandstof vir die begeleidingsvoertuig, herstelwerk aan die fietsse, bande, kettinge en al die onverwagte uitgawes wat kan opduik. En dan is daar die grootste uitdaging van almal, die uitdaging van geloof. Want die doel van hierdie toer is nie net bloot om van punt A na punt B met 'n fiets te ry nie. Die doel is om te wys dat Filippense 4 vers 13 nie net woorde is op papier is nie, maar dat ek tot alles in staat is deur Yeshua Messias wat my die krag gee. Die vyand weet dit. Daarom gaan hy die grootste geveg waarskynlik nie teen die wind, die koue, die verkeer of die opdraandes wees nie. Die grootste geveg gaan in die verstand wees. Hy gaan vra, wat as jy nie sterk genoeg is nie? Wat as jy nie die afstand kan maak nie? Wat as jy siek word? Wat as iets verkeerd loop? Wat as jy misluk? Maar dit is presies hoe die vyand werk. Hy probeer nie altyd om jou direk te stop nie, hy probeer jou oortuig om jouself te stop. Hy probeer jou laat fokus op alles wat verkeerd kan gaan, eerder as op die een wat jou geroep het. Wanneer Petrus sy oë op Yeshua gehou het, het hy op die water geloop. Toe hy na die wind en die golwe kyk, het hy begin sink. Net so sal daar op hierdie toer baie moontlike opdraandes wees. Versoeking om te draai, versoeking om op te gee, versoeking om die negatiewe stemme te glo, versoeking om op die probleme te fokus eerder as op die oplossing, versoeking om op my eie krag staat te maak eerder as op Jahwe. Maar soos enige fietsryer weet, is daar 'n waarheid wat nooit verander nie. Na elke opdraande is daar weer 'n afdraande.
Elke berg het 'n kruin. Elke moontlike kilometer bring jou nader aan jou bestemming. En elke uitdaging wat oorwin word, maak jou sterker vir die volgende een. Daarom kyk ek nie na die grootte van die uitdaging nie. Ek kyk na die grootte van die een wat my geroep het. Want dieselfde Jahwe wat die pad voor my geplaas het, is ook die een wat die wind beheer, die berge gevorm het, die uitkoms ken en die krag gee om die wedloop te voltooi. Of die bestemming nou Prins Albert, Mosselbaai of selfs verder is, die werklike vraag is nie hoe groot die uitdaging is nie. Die werklike vraag is, sal ek my oë op die berg hou of op die skepper van die berg? Want as Jahwe vir ons die reis voorsien het, sal hy ook voorsien vir elke kilometer daarvan. Geestelik voel ek ywerig, gemotiveerd en doelgerig. Ek is bereid om hierdie pad aan te pak. Daar is egter nog net een groot struikelblok wat ek nie alleen kan oorkom nie. En dit is die finansiële gedeelte van die toer. Ek is eenvoudig nie in staat om al die uitgawes vir verblyf, vervoer, kos en ander kostes van die toer uit my eie sak te dra nie. Daarom plaas ek hierdie saak nou in Jahwe se hande en ook in die hande van diegene wat hierdie bediening ondersteun. As jy 'n gereelde kyker van Postbox Ministries se video's is, sal jy weet hoeveel tyd, moeite en studie en finansies ek oor die jare ingeset het om hierdie geloofsvideo's oor die waarheid van die woord te maak. Dit sluit kinderprogramme, liedjies, Bybelstudies en videoreekse in, soos onderwerpe oor die misleiding, die verdraaiing van Paulus se woorde en wat Joshua werklik oor die wet geleer het. Alles wat ek leer, probeer ek so volledig moontlik vanuit die skrif en binne die konteks van die skrif aan te bied. Daarom nooi ek enige persoon uit om my video's self te ondersoek en te toets aan die woord van Jahwe om te bepaal of dit die waarheid is. Ek probeer nie om mense te akkommodeer deur die skrif te verdraai nie. En ek probeer ook nie Jahwe se bevele aanpas op mense se voorkeure te pas nie. Daarom maak ek mense ongemaklik. En daarom het ek waarskynlik nie die grootste groep van ondersteuners of aanhangers nie. Tog bly my begeerte om die waarheid te verkondig soos ek dit in die skrif verstaan. Daarom wil ek u aanmoedig, selfs al stem jy nie saam met alles wat ek sê nie, of selfs al hou jy nie altyd van my styl nie, oorweeg dit om hierdie toer te ondersteun. Hierdie gaan nie 'n vakansie vir my wees nie. Dit gaan 'n lang en moeilike en koue uitdagende reis wees. Baie kilometers, baie opdraandes en onbekende omstandighede. As gevolg van die vrese en uitdagings wat die lang pad inhou, het my oorspronklike reisgenoot besluit om nie meer saam te gaan nie. Ek het toe begin oorweeg om hierdie reis alleen aan te pak. Intussen het 'n medebroer wat reeds verskeie kere 40 dae gevas het en selfs sy werk bedank het om hom op so 'n vas toe te wy, aangebied om saam met my hierdie uitdaging aan te pak. Hy is tans werkloos, maar hy het gesê hy is bereid om hierdie pad saam met my aan te durf en hierdie volgende uitdaging met geloof tegemoet te gaan. Daar sal egter ook gereël moet word dat hy van Bloemfontein na Johannesburg kan reis om by my aan te sluit. Indien dit nie moontlik is nie, sal ek waarskynlik hierdie pad alleen moet aanpak. Ek vra daarom dat julle asseblief vir ons sal bid. Bid vir beskerming, wysheid, guns en voorsiening en oop deure. En as Jahwe dit op u hart lê om ons finansiëel by te staan of 'n bydrae tot hierdie toer te lewer, sal dit opreg waardeer word. Mag alles wat ons doen tot eer van Jahwe wees en mag hierdie reis 'n getuienis wees van Filippense 4 vers 13 en dat dit nog steeds waar is, dat ek tot alles in staat sal wees deur Yeshua Messias wat ons die krag sal gee. Dis het ons reeds 'n paar uitdagings voor ons, maar ons vertrou Jahwe vir elke tree van die pad. Ons beplan om dag 1, die 21ste van hierdie maand, die 6de maand van 2026, in die rigting van Kimberley te vertrek. Die doel is om teen dag 6, die 26ste dag van die maand, in Kimberley aan te kom, waar 'n broer in die geloof ons vriendelik gaan huisves. Daarna beplan ons om op die Sabbat, die 27ste van die maand, 'n byeenkoms in Kimberley te hou. Indien daar mense in die Kimberley omgewing is, wat die Sabbat van die 27ste dag van hierdie maand saam met ons wil deurbring, is julle welkom om by ons aan te sluit. Uiteraard sal alles afhang van Jahwe se wil, dat ons veilig daar aankom en dat die nodige finansies vir die toer beskikbaar is. Ons beplan om die N12 en 1 roete verder te volg in die rigting van Prins Albert en uiteindelik Mosselbaai. Langs die pad sal ons dit baie waardeer by medegelowiges aan te sluit en die brood van die koninkryk met julle te deel. Indien jy op hierdie roete woon of iemand ken wat op hierdie roete woon, maak asseblief kontak met ons.
As jy ons kan help met verblyf, etes, logistieke ondersteuning, 'n borgskap per kilometer of enige donasies om die toer moontlik te maak, sal dit opreg waardeer word. Op hierdie stadium het ons 2 persone wat bereid is om ons te ondersteun, waarvoor ons baie dankbaar is. Ongelukkig sal dit nie voldoende wees om hierdie hele toer moontlik te maak nie, en daarom vertrou ons Jahwe om verder te voorsien waar nodig. Indien daar meer ondersteuning inkom as wat vir die toer benodig word, sal ek ook graag die rekenaar waarmee ek die Postbox Ministries video's vervaardig, wil opgradeer. Met die nuwe sagte ware het video-redigering deesdae 'n groot uitdaging geword. Sommige video's neem meer as 6 ure om te verwerk, of met ander woorde te render, wat dit baie moeilik maak vir my om gereeld nuwe video's, Bybelstudies en kindervideo's te vervaardig. Ek sal ook graag die broer wat bereid is om saam met my hierdie reis aan te pak, wil ondersteun. Hy is tans werkloos en het 'n hart vir die werk van die koninkryk. Indien iemand van 'n werksgeleentheid in of rondom Bloemfontein weet wat vir hom geskik kan wees, laat weet my asseblief. Baie dankie dat u hierdie tyd geneem het om na hierdie getuienis en visie te luister. Ons waardeer elke gebed en elke woord van bemoediging en elke vorm van ondersteuning. Volg ons in ons vordering op die Facebookblad Filippense 4:13 fietstoer en druk die like knoppie om die kennisgewing van ons reis en vordering te ontvang. Ons borge en ondersteuners sal ook op 'n WhatsApp groep geplaas word waar jy toegang sal hê tot ons regstreekse ligging, dit wil sê 'n live location, terwyl ons op die pad is. Daar sal ons ook gereeld foto's, opdaterings en getuienisse deel van die dorpe en plekke waar ons bevind. Soos tyd en omstandighede toelaat, sal ek hierdie inhoud ook op Facebook plaas. Indien dit nie moontlik is terwyl ons op die reis is nie, sal ons dit later of by ons bestemming op Facebook laai. Baie dankie vir u belangstelling en ondersteuning, gebede en bemoediging. Julle maak dit moontlik om hierdie geloofsreis aan te pak. Indien u ons wil ondersteun, volg die bankbesonderhede en kontakbesonderhede hieronder. Shalom. Ons hoop om baie van u langs die pad te ontmoet, hande te skud, getuienis te deel en saam die naam van Jahwe groot te maak. Shalom en 'n geseënde dag vir elkeen van u. By elke opdraande is daar 'n afdraande. Die pad voor my strek. Die pad voor my strek ver oor die horison. Nie altyd reguit, nie altyd sonder pyn. Soms is daar klippe, soms waai die wind my terug, maar Jahwe leer my om aan te hou. Die lewe is soos 'n fietsryer op die pad, met opdraandes wat my asem weg wil neem. Maar elke berg wat vir my verrys, word 'n plek waar ek sy krag beleef. Wanneer my bene bewe, wanneer my hart wil moed opgee, dan hoor ek u stem weer sê. Na elke styl opdraande, wag daar weer 'n afdraande. Hou 'n trap, hou 'n glo, hou jou op Jahwe alleen, want ek is tot alles in staat. Deur Yeshua, Messiah, wat my krag gee. Ek sal nie omdraai nie, ek sal nie tou opgooi nie, ek sal die wedloop voltooi. Die wêreld sê die pad is te gevaarlik, die wêreld sê jy gaan dit nooit maak nie, maar dorings probeer altyd die saad verstik, soos Yeshua lang gelede gesê het. Baie stemme probeer my aandag steel, baie vrese probeer my koers verander, maar my doel wat lê voor my vas en ek sal nie van die pad afwyk nie. Wanneer die vyand kom met leuns, wanneer hy my wil laat twyfel, dan staan ek op die woord. Na elke styl opdraande, wag daar weer 'n afdraande. Hou 'n trap, hou 'n glo, hou jou op Jahwe alleen, want ek is tot alles in staat. Deur Yeshua, Messiah, wat my krag gee. Ek sal nie omdraai nie, ek sal nie tou opgooi nie, ek sal die wedloop voltooi. Moenie die vyand wys jy is verslaan nie, moenie die vyand wys jy geen moed op nie, want hy soek die plek waar jy twyfel, hy soek die plek waar jy bang is, maar ek sal my oë oplig na die berge, my hulp kom van Jahwe alleen. Ek sal nie fokus op my swakheid nie,
Ek sal fokus op sy krag, want wanneer ek swak is, dan is hy sterk. Wanneer my krag opraak, word sy krag volmaak. Ek onthou daardie lang bedreig en 98 kilometer voor my uit. My liggaam wou stop, my rug het geskree van pyn. Ek het by die pad gestaan en gerus water gedrink en gebid. Ek het gesê, ja wie, hierdie berg is groter as ek. Toe fluister hy weer, ek is groter as die berg. Kilometer vir kilometer, gebed vir gebed, het hy my verder gedra. En toe die eindstreep kom, was die medalje daar. Nie omdat ek sterk was nie, maar omdat hy my gedra het. Ra, 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 raak rustig, rus op die Sabbat. Stort jou hart uit voor Yahweh. Ween as jy moet, bid as jy moet, maar moenie ophou nie. Stoor die fiets as jy moet, stap die weg uit as jy moet, maar moenie terugdraai nie. Want die een wat volhard tot die einde sal die prys ontvang. Na elke styl opdraande, wag daar weer 'n afdraande. Na elke versoeking, wag daar oorwinning. Na elke traan, wag daar vreugde. Na elke geveg, wag daar vrede. Want ek is tot alles in staat, deur Yeshua Mashiach, wat my krag gee. Ek sal nie omdraai nie, ek sal nie tou opgooi nie. Ek sal die weloop voltooi. Die pad was lang, die berge was hoog, maar Yahweh was groter. Die stryd was swaar, die wind was sterk, maar Yahweh was sterker. En wanneer ek die eindstreep bereik, sal ek kan sê, ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou, alle eer aan Yahweh alleen. Alle eer aan Yahweh alleen. Alle eer aan Yahweh alleen.